Ek is baie opgewonde om met jou te kom gesels in ons reeks oor die mantel en die gees van Elia. En hierdie program dink ek gaan jou werklik wys dat die God van hemel en aarde is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. En ek gaan met jou praat oor 'n teken wat aan my verskyn het van die strydwa van Elia met 'n masjiengeweer. Halleluja, kom ons bid saam. Vader, Here, U is God. U het tot 'n sin vir humor, maar ons prys U, Here, omdat U 'n werklikheid is. Ons prys U, Vader, vir die gees van Elia wat U op die kerk wil laat kom rus, en dat daar 'n vurigheid in hulle sal wees. Here, dat daar 'n radikale gees sal wees, wat U sal vertrou en in dieselfde geloof en krag sal opereer, as wat Elia geopereer het in die Ou Testament. Here, salf my mond in hierdie program, Vader, om mense net aan te raak met waarheid, en dat daar 'n aktivering sal wees in hulle gees. Dat hulle ook, Vader, daai gees van Elia in hulle lewens sal sien opereer en ervaar, in Jesus naam. Amen. Ja, soos ek gesê het, hier in ons, in hierdie program, gaan ek met jou praat oor 'n amazing ervaring wat ek gehad het. So wat gebeur het was, ek en 'n vriend van my het gaan vas vir 40 dae. En so ons het letterlik vir 40 dae lank het ons net water gedrink, en ons het langs die Rodeplatdam hier in Suid-Afrika het ons gebly in 'n tent. En dit was op grond van 'n ervaring wat ons gehad het, 'n visioen wat die Here vir ons gegee het, en 'n boek wat ek deurgewerk het, met die skrywer met die naam van Franklin Hall, en Fasting Prayer. En dit was 'n baie kragtige boek gewees, en dit het my so inspireer om te gaan vas. En so vir 40 dae, ons het gevas, want ek het regtig gesoek na antwoorde. En dit is al baie jare gelede, 2003, wat ek hierdie vas deurgegaan het. En ek wou deurbraak sien, ek wou sien hoe die gees van die Here uitgestort word in Suid-Afrika, hoe daar 'n herlewing plaasvind, en soveel jare al is ek op soek na hierdie deurbraak vir herlewing, en die Here het my op hierdie absolute pad gevat, om my te bring tot waar ons vandag is, en waar ek hierdie program met jou kan deel oor die gees van Elia. En jy gaan sien, as ons als aan mekaar sit, dit wat eerste was, is eintlik laaste, en dit wat laaste is eerste. Halleluja. En so wat ek in hierdie ervaring ervaar het was, ons het geglo, ons het gevas en gebid vir 'n deurbraak en vir herlewing in Suid-Afrika, en na 40 dae het ons na die Unie-geboue toe gegaan. En dit was op daai dag, dit was die inhuldiging van Nelson Mandela. Op daai dag, dink dit was die 27ste April gewees, 2003. En ons was op pad om herlewing te sien. Ek was nog nie getroud gewees nie, vurig vir die Here, en ons verwag dat die Here groot dinge gaan doen. Daar 3000 ambassadeurs was daar gewees van reg oor die hele wêreld, en so dit was die ideale toestand vir die Heilige Gees, het ons geglo, om die mense aan te raak. So ek en my vriend het radikaal gebid en gevas, en ons is op pad na die Unie-geboue toe, om 'n deurbraak te sien, en 'n herlewing te sien vir Suid-Afrika. En jy weet, baie keer gee die Here in sy genade, gee hy vir ons voorsmake van dinge wat op pad is. En ek dink dit was 'n voorsmaak wat gebeur het, ek nou met jou gaan deel. En soos ons tussen hierdie delegasie van 3000 mense is, het ons spesiale klere aangehad, ons het sak en as klere aangehad, en ons was gereed gewees vir mense om uit te roep en te sê, maak die weg vir die Here gereed, en ons was gereed om die mense te roep, om terug te draai na die Here toe, en geglo dat die tyd vir die terugkeer van Jesus is baie naby. En terwyl ons tussen die mense is, ek en my vriend, begin ons te intersessie, begin ons te bid. Sag eers, en die Here sê vir ons die volgende oomblik, ons moet hardop bid.
En ek dink, hardop, tussen al die mense, tussen 'n delegasie van 3000 ambassadeurs van die hele wêreld. En ek begin die Here vertrou en ek begin hardop te bid. En ek begin hardop in tale te bid. En ek weet net, soos ek bid in tale, weet ek nie wat gaan nou gebeur nie. En ek moet sê, ons was radikaal, ons verwag dat die Here groot dinge gaan doen. En my vriend het maar hierdie kant weggekruip. Ek was die voorbok gewees en ek was die een wat die radikaalste is. Halleluja, nog altyd die radikaalste gewees. En soos wat ek intersessie doen, soos wat ek in tale bid, begin ek magtiglik in tale te bid. En die krag van die Here begin oor ons te kom. En ek weet nie wat gebeur nie en ek verwag net dat die Here iets groots gaan doen. Ons is net in gehoorsaamheid en wat die Here gaan doen. En soos ek opkyk in die lug, sien ek die wolke oor die stadion, oor die Unie-geboue, begin te vorm. En wat sou ek sien? Ek sien 'n strydwa met 2 perde, met 'n man, met Elia wat in die strydwa sit. Dis perfekte teken wat in die wolke geteken is. Ek wens ek het 'n kamera gehad. Ek gaan 'n prentjie vir jou insluit om jy net 'n idee te gee. Maar die mees interessantste ding, binne, soos ek so kyk, nou sien ek hoe duik hierdie strydwa met die perde af na die Unie-geboue toe. En ek weet die Here wil sy gees uitstort. Ek weet die Here wil kragtiglik wil hy iets doen vandag. En die volgende oomblik so kyk, toe sien ek die oog van Elia begin so te fokus. En ek sien voor op die strydwa gemonteer sit 'n masjiengeweer met 'n teleskoop op. Halleluja. Nou gewoonlik as jy 'n masjiengeweer het jy nie 'n teleskoop nodig nie, want jy skiet sommer binne in die bondel in. Maar 'n teleskoop se doel is ook om baie akkuraat iets te gaan uithaal, soos 'n skerpskutter wat die vyand gaan uithaal. En hier sit hierdie masjiengeweer met 'n teleskoop bo op die strydwa van Elia gemonteer en hy duik in na die stadion toe. En ek sien die oog van Elia wat so skerp trek en die Here sê vir my, nou moet jy fokus. Halleluja. Nou, ons het gefokus en ons het gebid en die krag van die Here het oor baie mense gekom. Daar was kameramense gewees wat ons afgeneem het en mense het ons vrae gevra en ons het gesê ons bid vir die intersessie vir Suid-Afrika, ons het gebid vir deurbraak. Ek het geglo ons gaan in die koerant wees, dit was toe nie in die koerant nie, dit was nie koerant waardig gewees nie. Maar hierdie ervaring wat ons gehad het, was so kragtig. Nou wil ek vir jou vra, wat beteken dit? Wat het die Here daarmee bedoel? En eendag, na die dinge gebeur het, is ons by 'n intersessie span en hulle praat met ons oor intersessie. En die vrou vertel vir ons van wat sy noem die machine gun intercessors. Masjiengeweer bidders. Nou wat is 'n masjiengeweer bidder? Nou as 'n mens in tale bid, dan begin 'n mens op 'n sekere manier te bid en jy kry verskillende maniere, verskillende mense het verskillende tale wat hulle bid. Maar ek weet as ek in tale bid, dan klink dit soos 'n masjiengeweer. En ek gaan net vir jou 'n voorbeeld gee en die Heilige Gees toelaat om jou aan te raak. Want die Bybel sê in Romeine 8 vers 26, so ook kom die Heilige Gees ons te hulp en dra ons in ons swakheid. Want ons weet nie watter gebed om te bid nie en ook nie hoe om dit waardig soos ons behoort te doen nie. Maar die Gees self gaan ons smeking tegemoet en pleit ten behoewe van ons met onuitspreeklike verlange en versigtinge wat te diep is om uit te spreek of uit te druk. So hier sê Paulus dat partykeer weet ons nie wat om te bid nie en ons weet nie hoe om te bid nie. En dan kom die Heilige Gees en hy kom en in ons swakheid kom help by ons om te bid, 'n gebed wat waardig is en wat die hemel kan bereik, 'n gebed wat kan deurbreek in die Gees en kan doen wat die Here wil bereik. En hy sê partykeer, dan kom hierdie kom deur op 'n manier wat nie deur ons mond uitgespreek kan word nie op 'n logiese manier uitgespreek kan word nie, maar deur die Gees met versigtinge wat te diep is om uit te druk. Jy weet, baie keer dink ons moet met ons eie mond bid. Ons moet met 'n logika bid.
Maar die Here sê, daar's in ons, is daar versigtinge. Daar's 'n uitroep binne in ons, wat volgens Psalm 42 sê, diepte roep na diepte binne in ons. Halleluja. En terwyl ek daar in hierdie lokaal was, waar ons besig is, buitekant op die, voor die Unie-geboue, om te bid in tale, en hierdie strydwa van Elia te sien, begin ek in tale te bid. En ek begin om oorlogvoering te voer. Ek begin om te doen wat die Heilige Gees besig is om te doen. En ek sê, Kirosha tatarebe dele de sheketa taramandele de shekianta la babare sheketa rondoro shokotara babare sheketele mentele dede reketoro shakadale mendele dilioro toro shakatata babara shekedede diro shokododor babara sheteledem mambra shekendoro shikidiandala dede rontolo korabadele itradata labara kitorono nombreshiata. Halleluja. Terwyl ek so besig om in tale te bid, begin ek hier en daar, begin ek woorde te vang, wat die Here vir my sê, wat hy besig is om in te tree voor. Ek hoor, ek het op daai dag, op die dag van Mandela, het ek ingetree vir Suid-Afrika. Op daai dag het ek gebid dat die mantel van Elia op Pretoria en op Suid-Afrika sal kom. Op daai dag het ek ingetree, sodat die Here herlewing kan voortbring in Suid-Afrika. Halleluja. Dankie Jesus, dankie Here. Maar het jy gehoor hoe klink die taal? Het jy gehoor hoe klink dit? Dit klink soos 'n masjiengeweer wat skiet. En die Heilige Gees is besig om oorlogvoering te doen, soos wat hy in die geestesrealm besig is om dinge te breek en dinge in plek in te bring. En dis die krag wat ons het wanneer ons intercede, wanneer ons intersessie doen in die Gees. In Jeremia 27 vers 18 staan daar iets amazing oor intersessie van profete. En God praat met die profete in Jeremia se tyd. En hy sê, as julle werklik profete was, dan sou julle intersessie gedoen het. En hy sê hierso, maar as julle ware profete is, en die woord van die Here werklik deur hulle gespreek word, laat hulle dan nou by die Here van die leerskare intree, dat die voorwerpe wat nog in die huis van die Here oor is, in die huis van die koning van Juda en in Jerusalem, mag nie na Babel toe gaan nie. So, Jeremia het geprofeteer, en Jeremia het gesê dat Babylon gaan Jerusalem binnenval, hulle gaan Jerusalem omring, en hulle gaan hulle afsny, en dit sal 'n baie verskriklike tyd sou wees vir Israel, en dan sal hulle die tempel afbreek, en hulle sal al die tempel meubels en alles wat binne die tempel was, die goedere binne die tempel sou hulle wegvoer in ballingskap. En hier sê God vir die profete, as hulle werklik profete is, moet hulle intree, hulle moet bid, hulle moet ernstig intree, sodat hierdie implemente en alles wat gaan plaasvind, nie sal plaasvind nie. En so die Here sê, dis wat die profete se doel is. Baie keer besef mense nie dat profete se doel is ook intersessie nie. Ons het in laasweek se program gesien dat Esegiel was 'n profeet wat baie intersessie gedoen het en dat die Here hom gebruik het om die weg voor te berei. Jy weet, die profeet Jeremia het 'n profesie gemaak en gesê dat 70 jaar lank sal julle in ballingskap wees, omdat julle die Sabbate van die Here nie gehou het nie. En vir elke jaar wat julle die Sabbate nie gehou het nie, sal julle in ballingskap wees. En toe moes Esegiel 'n baie interessante tyd, moes hy intersessie doen, moes hy op 'n sy gaan lê en gaan bid, 390 dae, plus 40 dae op die ander sy, en as jy dit alles saamtel, dan begin jy 'n baie interessante getalle te kry. Ons kry 390 plus 40 word dan 430 dae. En dit is 'n baie interessante tyd, want ons weet dat dat die engel Gabriël het verskyn aan Daniël terwyl hy besig was met intersessie. Daniël was ook 'n profeet en hy was besig om intersessie te doen toe hy agterkom dat 70 jaar vir sy mense bepaal was. En toe kom die engel Gabriël en sê vir hulle, ja, jy's reg, 70 jaar was vir jou mense bepaal gewees. En jy, Daniël, is besig om intersessie te doen vir die toekoms van jou volk. Halleluja. Ek het 'n profesie net uit Mosselbaai uit ontvang,
en openbaring ontvang oor iets wat weggesteek was in Daniël 12. En so kom die Here en hy maak goed oop, sodat ons kan profeseë verstaan, sodat ons gereed kan word vir die eindtye en vir wat God wil doen in die laaste dae. Halleluja. Hier in Jakobus 5 vers 16, sê die Jakobus, ek dink Jakobus was 'n baie radikale apostel gewees. Ek dink Jakobus was een van die twee wat die Here genoem het, die twee seuns van donderweer, die sons of thunder. Halleluja. En hulle was die twee wat gesê het, kom ons roep sommer vuur op hierdie stad. Ek dink is Kapernaum, wat hy wou verbrand. En die Here het gesê, julle weet nie wat sy gees julle is nie, maar hulle was so radikaal, dat hulle in die gees van Elia wou opereer, en hulle wou vuur op 'n stad roep. Halleluja. En Jakobus skryf en hy sê hierso, in Jakobus 5 vers 16, in die tweede gedeelte van hierdie vers, sê hy, die ernstige, opregte, volgehoue gebed van 'n regverdige man maak geweldige krag beskikbaar, dinamies in die werking daarvan. So, dit lyk asof Jakobus een of ander openbaring gehad het, en hy wil vir ons sê, dat ernstige gebed, ernstige volgehoue, vurige gebed van 'n gelowige en van 'n regverdige het geweldige krag. Ek sal in die toekoms met julle praat hoe die Here my 'n ander teken gemaak het en hoe hy my gewys het om hierdie krag beskikbaar te kry vir sy kerk. Jare gelede het hy my 'n belofte gegee en hy gesê, as die krag beskikbaar is, gaan die tyd begin tik. Halleluja. En so die Here is besig om sy kerk te herstel, sodat die krag beskikbaar kan word, sodat die eindtye kan begin. Halleluja. Sodat die Here sy kerk kan gereed hê, om as 'n oorwinnaar te kan intree in die eindtye in, en nie as 'n victim nie as 'n, wat is 'n victim nou? Halleluja. Hy sê, Elia was 'n mens met 'n natuur soos ons het, met gevoelens, met 'n geneentheid en 'n konstitusie net soos ons in. En hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie en geen reën het op die aarde geval vir 3 jaar en 6 maande nie. En toe het hy weer gebid en die hemel het reën voorsien en die land het sy oeste voortgebring soos gewoonlik. So hier sien ons, Elia het op 'n stadium het hy gesê, daar sal nie reën val in Jerusalem, in Israel, behalwe as hy so sê nie. Op my woord het hy gesê, sal dit nie reën nie, totdat ek sê dit sal weer reën. En toe bid hy vurig, en vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie. Wow. Wow. Dankie Jesus. Daar gaan dinge gebeur in die toekoms, wat die Here geprofeteer het, waar dit ook vir 3,5 jaar dalk nie gaan reën nie, as gevolg van die gees van Elia. Dankie Jesus. En die Bybel sê in Openbaring 11 dat 2 profete sal kom en hulle sal profeteer vir 3,5 jaar en dit sal nie reën ten tye van hulle profesie nie. Halleluja. En Jesus sê dit dat Elia het gebid dat dit nie moet reën nie en vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie. En daarna, na die 3,5 jaar, nadat Elia deur kraaie gevoed was in die woestyn, kom God en hy sê, dit is tyd dat het weer gaan reën. En Elia gaan en hy gaan bid 7 keer. As hy op 'n berg en hy bid, en hy kyk, hy sê, is daar iets wat gebeur het? En hulle sê, nee. En sy diensknegt Gehazi sê, nee, ek sien niks. En so bid Elia weer 'n keer. En hy sê, sien jy iets? En hy sê, nee, ek sien niks. En weer 'n keer Elia gebid. 7de keer, toe Elia bid, toe sê Gehazi vir hom, hy sien 'n wolk, so groot soos die hand van 'n man. Halleluja. En die oomblik toe hy dit sê, toe sê hy vir hom, hardloop. Gaan sê vir Agab, hy moet onmiddellik sy strijdwa gereed kry, want die reën gaan hom vang. Ek voel net die salwing van die Here op hierdie oomblik. Dankie Jesus. Jare gelede het die Here vir my 'n profesie gegee vir Suid-Afrika. En die Here het vir my gesê,
As ek vir jou Suid-Afrika gaan sê, as ek vir Suid-Afrika gaan sê, dat die reën is op pad, halleluja, die reën van God se gees is op pad, die herlewing is op pad, dankie Jesus, en soos 'n voorloper kom ek, en die Here sê vir my, as jy vir hulle gaan sê, dat die reën is op pad, dan sal die gees van die Here op jou kom, en jy sal soos Elia voor die strydwa uithardloop. En ek voel die Here sê nou vir ons, wat daar gebeur het, gaan weer gebeur. Die Here kom om 'n voorloper te bring, om te sê, ek wil weer my gees uitstort. Ek wil weer hierdie krag in my kerk sien. Halleluja. En ek stuur vir julle my gees van Elia voor julle uit, om julle voor te berei, sodat julle reg kan maak vir wat God nou in hierdie laaste dae wil doen, in Jesus se naam. En so, ek wil jou aanmoedig vandag, ek wil jou aanmoedig dat die Here deur kragtiglik 'n gees van intersessie op jou wil bring, dat jy sal bid, en dat jy ernstig sal bid vir ons land, dat jy ernstig sal bid vir deurbraak, vir geestelike deurbraak, en sodat God se krag weer kan terugherstel word in sy kerk in hierdie laaste dae. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Here. Dankie vir die voorlopergees van Elia. Dankie vir 'n deurbrekersgees, Here. Dankie vir intersessie, gees van intersessie, wat op mense gaan kom. Here, waar hulle kragtiglik sal deurbid, soos die ou mense gepraat het en gesê het hulle deurgebid. Here, totdat die antwoord kom, Vader. Dankie dat U ons leer om deur te bid en nie op te gee nie. En soos Elia, Vader, aan te hou, al sien ons niks. Al is dit die 7de keer wat ons bid. Vader, dankie dat ons weet, dat in Christus het U 'n weg vir ons voorberei, Here, wat ons kan instap, en dat ons die volheid kan geniet. Vader, dankie vir die gees van Elia, Here, wat op profete kom rus, om intersessie te doen in alle forme. Ek hoor net die Here praat met my oor profetiese intersessie. Dankie Jesus. En die Here rys profete op en intercessors op om profetiese intersessie te doen vir wat hy wil doen en wat hy wil regkry in hierdie laaste dae. En daarvoor moet daar gebed plaasvind. En mense moenie die krag van gebed onderskat nie. Hulle moenie die voorloper van gebed onderskat nie. Halleluja. Dankie Jesus. Ons loof en prys U naam, Vader. Halleluja. Yes, dankie Here. Jog, ek sien 'n vuur wat wil deurbreek. En die Here sê 'n vuur gaan deurbreek. Daar's iets wat keer dat die Heilige Gees in al sy mag kan deurbreek op God se kerk. En die Here wil hê ons moet intersessie doen en gebed doen totdat die vuur van die krag van die Heilige Gees deurbreek en mense gedoop kan word met die Heilige Gees en met vuur en in tale sal praat en 'n herstel van alle dinge weer eens sal plaasvind, soos wat dit was in die dag van Handelinge, toe God sy Gees uitgestort het. Dankie Vader, ek loof en prys U naam, Here. Dankie Jesus. Die Here sê hy kom herstel dinge, hy kom bring genesing, hy kom bring restituisie van baie dinge wat misverstaan was, selfs in die kerk, sodat sy Gees, die voorloper Gees, kan kom om mense gereed te maak. Ek voel as baie wat geroep was, wat seer gekry het, wat teruggedeins het oor die jare, en die Here roep jou weer na vore om te sê, maak gereed, die tyd is reg. Die Here is besig om, het jou karakter gewerk, die Here het jou in volwassenheid ingebring. Moenie voor die Here uithardloop nie, hardloop saam met hom, en dan sal dit wat hy wil doen, plaasvind in sy tyd, volgens sy tydsberekening, in Jesus se naam. Halleluja. Dankie vir hierdie program, dankie dat jy saam met my was in hierdie program, en mag die Here jou seën, en mag jy deurbraak vind, en mag 'n gees van intersessie op jou kom. As jy ons wil volg, kom volg ons op ons Facebook kanaal, Hendrik Witness, of ons YouTube kanaal, Hendrik Witness, of kom volg my op Patmos Studio, op ons playlist, Hendrik Foster, en daar sal jy baie reekse kan kry wat jy kan deurwerk, om saam met ons te groei, en in die volheid te kan beweeg wat die Here vir jou het, in Jesus naam. Amen.